Mooi julle. Okay julle, waar toe hardloop julle? Daar kan jy 'n maatjie, julle sal dit nie glo nie. Daar keer vir ons 'n maatjie. Jan. Jan, ken julle vir Jan? Is nie Jan Kapan nie, is Jan Japan. Jan Japan. Sê gou Jan Japan? Yes, mooi. Okay, maar ons kan hom noem Jan Kapan. Jan Kapan. Okay. Is dit jy Jan Kapan? Mimi. Mimi Mia Smit van Elisenheim. Okay, ons moet haar geroep, nee. Julle moet haar hoor, poppe is my hart horend, so ons moet lekker hard skree. Okay, kom ons roep haar. 1, 2, 3. Mimi Mia Smit van Elisenheim. Almal het geroep. Almal het, mamas, papas, omas, oupas, mense op die livestream, almal het geroep. Ek dink jy moet 'n klein bietjie harder praat, Mimi. Asseblief. Kan julle van Mimi hoor? Kan julle van Mimi hoor? Ek kan nie van Mimi hoor nie. Okay, Mimi, ons roep jou weer laaste keer. 1, 2, 3. Mimi Mia Smit van Elisenheim. Hallo. Kyk hoe jy mekaar so hare. Kyk hy lang haar. Wat gaan hier aan? Mimi? Jy is seker baie dankbaar vir hierdie lang haar. Hy is baie lank. Hy is so lank soos jy. Okay, is beter. Ja. Gaan goed, Mimi? Dit gaan baie goed, Dominee. Is dit? Hoe wil julle raai hoekom dit goed gaan met Mimi? Dit 'n lekker dag. Lekker dag gehad? Die dag het letterlik 2 ure terug begin. Het jy 'n lekker 2 ure dag gehad? So lekker. Jo, jy's reg. Ja. Meestal was ek is so dankbaar vir die Bybelmarathon en Vir die wat se ding? die Bybelmarathon. So jy het gehardloop met die Bybel. Nee, Jan. Wie Jan? Ja. Okay. Ja, ek is so dankbaar. Jan het verkeerd verstaan. Hy het gedink dis 'n marathon. So Dinsdag toe ons afskop, toe Jan begin hardloop en hy het gisteroggend ook gehardloop. Sjoe. Het hy agteruit gehardloop? Hy sê Jan Forrest Gump. Ja. Hy sê 42 kg is soos 420 kg vir 'n pop. So rof. Shame. Ek is so dankbaar dat vir 4 jaar was Jan nie beneden nie. Okay. Ja, kon die Bybel lees doen en nie so lekker. Ja. Okay, so is dankbaar vir die Bybelmarathon. En laat Jan nie by, maar hy was by, maar hy was nie by nie. Ja. Okay, vir wat is jy nog dankbaar? Ek is dankbaar vir juffrou en ek dink Susan musiek. Dis, ai. Mimi, jy is vieslik met Susan. Ja, my Dominee. Ja. Okay, maatjies, nee, sy is dankbaar vir die Bybelmarathon, dat Jan gehardloop het met die Bybel. Sy is dankbaar vir juffrou. Wie is nog dankbaar vir juffrou? Ja, hulle is dankbaar vir juffrou. Hierso, almal is dankbaar vir juffrou. Ek dink julle het seker ander juffrouens. Maar vir juffrou, hulle is baie dankbaar vir juffrou. Hierdie juffrou wat hier voor sit. Ek weet nie of haar naam juffrou is nie. Is jou naam juffrou? Juffrou. Ja, naam is juffrou. Hier sit een hier voor, hier sal nie glo nie. Ja. In Spar is hy ook juffrou. Jy is oral juffrou. Alright. Mimi, okay, so julle is dankbaar, Bybelmarathon, Jan wat die Bybelmarathon doen, vir juffrou, is jy dankbaar vir 'n lekker dagie, jy is dankbaar vir wat nog? Lekker kos, jy is dankbaar vir nog wat? Lekker kos, okay, vir nog? Jy het nou al 3 keer dit gesê. En mama, papa, ouma en appa. Okay, is julle ook dankbaar vir julle mamma en papa en ouma en iets? En oupa? Ja, oupa. En hierdie maatjie verstaan, sy is dankbaar vir haar bed. Jy kan slappies tyd. Ek is dankbaar as die son gaan sak en kan 'n man gaan slappies. Sê wie? Ek sê dan is ook baie dankbaar vir sy diens. Ja, hy het baie ver gehardloop.
Shame. Okay, maatjies, nee, ek wil hê, julle moet vir die afgelope, hoe lang ook al die res van die dag is, moet julle 'n bietjie dink aan goedjies waaroor julle dankbaar is. Jy gaan die huis toe gaan, gaan so lekker wees. Nee, dan moet jy 'n bietjie gaan dink aan goed waarvoor jy dankbaar is. Waarvoor is jy dankbaar? Vir jou huis. Imagine jy het nie 'n huis gehad, die burger. Ga jy plaas toe? Dis iets om voor dankbaar te wees. Wie is nog dankbaar vir plase? Kom uit. Okay. Okay. Waarvoor is jy nog dankbaar? Hey, jou maatjie. Okay, sorry, jy het met my gepraat, die burger. Ek is jammer, vra om verskoon. Mimi. Ja, Okay. ons is ook nog dankbaar vir maatjies wat aan die nuus gekry het. Ja. Ek het nie mooi gehoor wat jy sê nie. Ja, ek het nie daar doen sy oor en skool. Ja. Wat het jy gesê sy gewees dankbaar vir? Ek is dankbaar vir dokters wat oor en skool maak. Okay. Op hy noot, Mimi. Mimi, ek is dankbaar dat jy vir ons gaan afsluit met gebed. Ek is baie dankbaar vir dit. Is daar 'n maatjie wat vir ons wil bid? Okay, toemaak, wil jy bid? Okay, so jy gaan maatjies oor toemaak, Mimi hou toe jou oor. Okay, hier's 2 maatjies wat vir ons gaan bid. Okay, ons begin met jou, dan eindig ons met jou. Is daar nog 'n maatjie wat wil jy bid? Okay, kom staan hier, so dan bid ons. Okay, so ons begin met jou, dan jy, okay, wil jy bid? Okay, dit was close. Okay, oogies toe, nee? Oogies toe, wil jy ook bid? Hey, okay, kom ons bid saam. Oogies toe, Mimi oogies toe, julle moenie Mimi se mond toe druk nie. Los Mimi se mond uit. Ek sien hulle is lelik met jou. Okay, kom ons bid saam. Jesus, help die straatmense om hy sit om in te bly. Jesus, help die straatmense om kos om te eet. Jesus, help die straatmense om op bed om te slaap. Dankie vir die dag en die son, en die reën, en die reënboog, en die sterre. Dankie dat ons skool toe kan gaan en slank word. Dankie dat ons dat hy nie toe kan gaan en slank word. Dankie dat ons kerk toe kan kom en podcast kan luister in Jesus se naam. Amen. Amen. Okay, nog oogies toe. Dankie Jesus vir my mamma en papa, Aputie en sussie. Dankie dat ons so lekker warm bed het. Dankie dat ons vandag na die kerk toe kan gaan. Amen. Amen. Dankie. Okay, oogies toe, is nog 'n baadjie, oogies toe. Mimi, oogies toe, as hy. Gedem. Amen. Dankie. Wil jy ook gou vir ons bid? Okay, oogies toe, hier is nog 'n maatjie. Mimi, oogies toe, hier is nog 'n maatjie wat vir ons gaan bid. Okay. Okay, amen. Dankie maatjies. Dankie Mimi. Bye Mimi. Mimi, dankie Mimi. Vra vir ouma om haar lang haar uit te trek. Bye Mimi. As julle nie agtergekom het, ons praat vandag bietjie oor dankbaarheid. En ek dink na so 'n week wat ons hierdie week beleef het van Dinsdagmiddag af, is dit 'n ongelooflike voorreg wat ons het om die woord van die Here te kan bestudeer. Om dit nie net oop te maak en in stilte te kan lees nie, maar om dit oor die speakers wat ons in die kerk het te kan uitsaai, om dit live te kan uitsaai. Mense wat die hek staan oop, mense kan kom en gaan soos hulle wil. Ons het 'n baie groot voorreg om in 'n land te woon waar ons vrylik die woord van die Here kan lees. En dankie vir elkeen wat deel was van dit. As 'n mens besef wat ons bereik het hierdie week en ook selfs verlede jaar en ook die mense wat dit in Suid-Afrika doen. Reg deur die wêreld word die Bybel gelees.
Maar ek dink is baie uniek dat dit 24 uur van Genesis 1 tot Openbaring 22 deurgelees word. En iets wat 'n mens sien is die raadsplan van God. Jy sien die hart van God. Dis nie individuele stories nie, dis hierdie goue lyn deur die woord, en daai goue lyn is Jesus Christus, ons redder. Van voor die grondleg van die wêreld is Jesus die plan. En soos jy hierdie Bybel deurlees, van begin tot einde, sonder breek, sien 'n mens daai goue lyn raak. En dis iets waarvoor ek en jy baie dankbaar kan wees. Ons besef ook dat ons is deel van hierdie groter prentjie van God. Vir 'n gemeente soos ons en Windhoek, dink ek is dit 'n groot voorreg wat ons het om te kan terugstaan en die hele prentjie te kan sien van die woord. Om nie net in te zoom op een teks of op een deel waarvan ons hou nie, maar om die hele teks te kan raak sien. Om die hele teks te kan lees, om te sien wie God is en dat hy homself aan ons geopenbaar het. As ek en jy nie besef dat ons sit met die waardevolste skat wat jy in jou lewe gaan kry nie, dan mis ons iets. En ons het die voorreg gehad om hierdie skat weer van begin tot einde te kan ontdek, weer te kan saamlees as gemeenskap van gelowiges. Dit bring mense by mekaar. Dit maak dat ons besef wat die waarde is van die woord van God. Dit maak dat ons besef, hy openbaar homself aan ons. Ons kan hom ken. Die skepper van die heelal maak dat ek en jy hom kan ken. En dit is iets waarvoor ek en jy regtig baie dankbaar kan wees. Hy is nie God daar ver, die man in die wolke nie. Hy is God hier by ons. En hy het sy woord vir ons gegee om hom te leer ken. So wat ons vanoggend gaan doen, ek gaan na 3 dele kyk, deur die woord, kort dele. Is regtig seker een van die kortste preke wat ek my lewe nog voorberei het, maar dit voel vir my met die diepste waarde. Ons gaan na 3 waarhede kyk. Redes vir my en jou om dankbaar te wees vir die woord van God. En ek dink baie uniek dat ons nadat ons die Bybel deur kon lees, moet ons besef dat ek en jy sit met iets ongeloofliks. Ek en jy is in 'n tyd en 'n plek waar ons vrylik die Here kan loof en prys, waar ons sy woord kan bestudeer, waar dit regtig invloed kan hê en impak in ons lewe. Dis iets waarvan ek en jy regtig baie dankbaar kan wees. So die eerste deel waarna ek wil kyk, net voordat ons, kom ons bid eers. Kom ons bid, het voel vir my ek is 'n bietjie haastig. Kom ons bid, en dan gaan ons na hierdie 3 dele kyk. Liewe Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om by mekaar te kan kom as gemeenskap van gelowiges, wat die absolute vryheid het om u woord te kan oopslaan en te kan bestudeer, wat u naam kan besing, loof en prys, sonder enige vervolging. Dat ons openlik kan wys ons is lief vir u en dienaars van die Allerhoogste God. Here, dat ons u naam op ons voertuie kan plak, dat ons u naam van die dak af kan skree en niemand gaan my kom jaag of vervolg of doodmaak nie. Maar Vader, ons het absolute vryheid om kinders van u te wees, maar nie net te wees nie, om te leef soos geredde mense, kinders van die Allerhoogste God. Here, dankie dat u self aan ons openbaar. Dankie dat ons u kan ken. Dankie dat u ons elkeen roep op ons naam om aan u te behoort. Dankie dat u nie u self verborge hou van ons af nie, maar dat u self openbaar. Dat ons u kan ken en 'n verhouding kan hê met u. Dankie Here dat u ons nie los soos ons is nie, maar dat u ons kom transformeer. Dat u ons harte sag maak en dat u ons lief maak, omdat u ons eerste lief gehad het. En Here, dankie vir u genade. Dankie dat u ons roep en ons red, dat u ons nie verlaat nie, maar dat u die prys van ons sondes betaal aan die kruis. Dat u vir ons genade op genade op genade bewys, dat ons die lewe en die lewe in oorvloed kan hê. Dankie Here vir wie u is, en dankie dat ons u kan leer ken. Dankie dat ons 'n verhouding met u kan hê,
En dankie Here, dat U ons harte en ons lewens kom verander. Ek bid dit in die naam van ons Redder en ons Zaligmaker, Jesus Christus. Amen. So ons gaan na 3 dele kyk. Die eerste een is die absolute voorreg wat ek en jy het om hierdie kosbare skat in ons hand te kan hê. Ons het deur hierdie tekste gegaan, ons het dit gelees in die middel van die Bybel, Psalm 119, vers 162. David skryf hier, en jy sal baie mooi sien dat Psalm 119 is een van daai wat, dit is so lank, jy vergeet later waaroor jy gelees het. So jy moet hom so 2-3 keer gaan lees, of hom opbreek in gedeeltes. Maar jy sal sien, David is besig om sy hart uit te bloei oor die voorreg wat hy het en die waarde wat hy vind in God se woord. En dis in 'n tyd waar hy nog nie die volle Bybel het nie. Hy het nie die Nuwe Testament nie, hy het nog nie die Messias gehad nie. Hy het 'n paar profetiese skrifte gehad en goed wat hy self geskryf het en waar die Here homself aan hom openbaar. Hy het nie die volle woord nie, maar hy besef die waarde van God se woord. En David skryf hierdie. Hy skryf, oor U woord is ek bly soos iemand wat 'n groot skat in die hande gekry het. Het ek en jy al so gevoel oor die woord wat ons het, oor die Bybel wat ek in my hande het? Het ons al gevoel dat dit is so 'n groot skat, dat dit is soos iemand wat hierdie groot skat gekry het? Jy kan net dink, ek dink dit is die meerderheid van die mense se droom is om te stap en jy tel 'n goue munt op wat verskriklik waardevol is. Jy is die eerste een in die geskiedenis van die mense wat daar rondloop wat nou hierdie treasure kry, hierdie skat. Of dalk daai skat, ons sê altyd baie waardevolle goed soos baie geld, dis 'n skat. Sê nou maar jy het in 2009 10.000 Bitcoin gekoop en vandag, dis 'n skat. Dit was nie 'n skat daai tyd nie. Nou is dit 'n skat, dis baie werd. En nou sit jy met hierdie, en wat doen jy met daai? Jy beskerm dit met jou lewe. Jy beskerm daai waarde van dit, besef jy, kan jou lewe verander. Is dit wat die woord vir ons is? Dalk is dit jou kind. Jou kind is dalk vir jou hierdie skat. Hierdie iets wat verskriklik waardevol is, wat jy met jou lewe sal beskerm. Iets wat jy sal verruil vir niks. Jy sal nie jou kind verkoop nie, daar is nie 'n manier nie. Hoekom? Want hy is baie waardevol. Hy is baie lief vir hy kind. Wat David sê, is hy sê, oor U woord is ek so bly soos iemand wat 'n groot skat in die hande gekry het. Besef ek en jy dat God se woord is die waardevolste besitting wat jy in jou lewe kan hê. Dis die waardevolste item wat jy kan besit, is die woord van God. Want dit is die openbaring van God, dis God se woord wat nie sal verander nie, en dit is ons ewige lewe. Dis die rede hoekom ons Jesus ken. Dis die rede hoekom ek en jy vandag kan sê, my sondes is vergewe, want Christus het vir my gesterf. Die woord van God is die rede dat ek en jy gelowiges is. Die woord van God is die rede dat ons lewens nie meer lyk soos dit gelyk het nie, maar dat ons getransformeer word. Dat ons lewe het, nie net hierdie lewe nie, maar die lewe in oorvloed. Dat ons 'n ewige hoop het. God se woord is die rede vir dit. En as jy nie besef wat 'n groot skat of waarde dit in jou lewe is nie, dan moet ons by Dawid iets leer. En besef dat oor U woord voel ek soos iemand wat 'n groot skat in die hande het. Wat ek en jy baie keer toelaat, is dat ons laat toe dat hierdie skat net 'n bietjie inspraak lewer in jou lewe, of net 'n bietjie impak het op jou lewe, of net baie min tyd huisves in jou lewe. Dalk Sondag vir 'n uur, dalk voordat jy eet, dalk voordat jy gaan slaap, net vir 'n tydjie. As jy 'n skat so waardevol gehad het, dat jy hom sal beskerm met jou hele lewe, ag en jy besef, jy gaan baie meer tyd spandeer met daai skat. Jy gaan toelaat dat daai skat impak het op jou lewe. En dit is dan ons eerste iets waaroor ons baie dankbaar kan wees,
is die feit dat ek en jy weet dat God se woord is soos 'n skat, baie waardevol, en dan dankbaar te wees oor die feit dat ek en jy elkeen 'n Bybel in ons hand kan hê. Nie net in ons hand nie, maar op die ding. In elke vertaling, in elke taal, kan ek en jy God se woord hê. Waar ook al lees, as jy 'n Nampost se ry wag vir jou Sheen-pakkie, kan jy Bybel lees. Jy sal dit nie glo nie. As jy by die tandarts wag, Bybel lees. As jy wag vir 'n kliënt om op te dag, jy kan Bybel lees. As jy bestuur, gaan dit moeilik wees om te lees, maar jy kan hom luister. Jy sal dit nie glo nie. Jy kan hom op 'n pot gooi, kan jy hom sit, en jy kan die Bybel luister. Iemand lees dit vir jou. En nou kan jy op YouTube gaan, en jy kan die hele Bybel, van Genesis 1 tot Openbaring 22, op die Bybel Marathon link gaan kry. En iemand lees vir jou. As ek lees, hakel ek, so as ek op baie tyd is, gaan jy hom stadig luister, maar die feit is, jy sal hom luister. Ons het toegang tot hierdie skat. Dis nie verborgen nie. Dis nie weggesteek nie. Dis nie weggehou nie. Dis nie 'n vervolgde skat in hierdie land nie. Ons almal het toegang. Dan gaan dink jy aan lande wat letterlik, hulle vat 'n Bybel, skeer bladsy vir bladsy uit. Elkeen kry 'n bladsy en hy memoriseer daai bladsy en hy pas hom aan vir die volgende persoon. En die oomblik wat jy gevang word met daai woord, met die woord van God, dan word jy of toegesluit, vervolg of vermoor. Ek en jy kan met 'n Bybel bo op jou kar, jy kan agter op jou bakkie staan en in die straat ry en die Bybel verkondig. Niemand maak jou niks. Ek en jy het 'n skat wat baie waardevol is, wat nie verborge is nie. Dit is nie weggesteek nie. Mag ons dankbaar wees vir hierdie skat wat ons het. Mag ons besef wat die waarde van God se woord is en begin lewe daarvolgens. Die tweede waarheid wat ek en jy kan hê, is Jesus se woorde, net voordat hy dan gekruisig word, Johannes 17 vers 1 tot 3. As jy jou Bybel het, is jy baie welkom om saam te blaai sin toe. Jesus doen hierdie gebed, en hy bid dan, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Wat is die ewige lewe? Dat ons God kan ken. God openbaar homself in die woord. Sy hele plan word vir ons uitgespel, dit word vir ons bekend gemaak. Dis nie net individuele stories van goed wat met mense gebeur het nie. Dis individuele stories wat wys na Jesus toe. Dis stories wat deur eeue gaan, wat vir ons wys hoe goed en genadig God is. Dis stories wat wys dat ons God kan vertrou. Dis stories wat wys wie God is. Dis stories wat wys dat hy betroubaar is. Dat hy sy beloftes hou. Dis stories wat my en jou bekendstel aan die skepper van die heelal. Dis stories wat ons laat besef wie hy is. En wat hy in die stories vir ons sê, is dat hy ons red. Dat hy ons roep. Dat hy ons lewens red. Dat hy vir ons die ewige lewe gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. As ek en jy Bybel lees, moet ons vir onsself vra, ken ek Jesus beter deur hierdie woord? Ontdek ek wie Jesus is? Of hanteer ek die woord net so, verse by verse, of verse of the day by verse of the day? Elke dag lees ek net daai versie. En ek voel ek het Bybel gelees, great sukses. En ek gaan aan met my dag. En môreoggend weer verse of the day. Ek het Bybel gelees, great sukses, ek gaan aan met my dag.
Hoe leer jy iemand so ken? Jy gaan nooit vir Jesus ken nie. Jy gaan weet van hom. Jy gaan weet wat hy gedoen het. Jy mag dit dalk glo. Jy gaan sukkel om hom te ken. As jy iemand nie ken nie, gaan jy hom nie vertrou nie. Jy gaan agterkom in jou gebedslewe, vertrou jy nie die Here nie. Jou gebedslewe gaan oor jou. Dit gaan nie oor God nie. Dit gaan nie oor sy plan of sy wil nie. As ons die woord leer, as ons besef, Jesus stel homself voor in die woord, hy openbaar homself in die woord, hy laat ons toe om hom te ken deur die woord, dan gaan ons besef dat ek is baie kleiner as hy. Ek het nie genade, ek verdien nie genade nie, maar ek kry dit verniet, as 'n geskenk. As ek besef wie Christus is en wat hy vir my gedoen het, dan behoort ek te besef, die woord is die waardevolste skat wat ek in my lewe gaan besit. Dan behoort ek te besef dat die skepper van die heelal wil my ken, of hy ken my, maar hy wil hê ek moet hom ken. Hy steek homself nie weg nie, hy stel homself bekend. En hy laat ons toe om hom te ken deur sy woord. En Jesus sê, dit is die ewige lewe. Dat hulle u ken. Dan ons finale derde deel is dan hierdie vraag, laat ons toe dat die woord van God in ons huisves. Laat ons toe dat die woord van God ons verander. Of het ons net 'n Bybel? Of lewe die woord van God deur ons? So Paulus sal hierdie skryf, Kolossense 3 vers 12 tot 17. Hy skryf dit: Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe, wees altyd dankbaar. En dan vers 16. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. In sy volle rykdom in julle woon. Huisves. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot die eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Die wonderlike ding van die woord van God is, dis nie net swart op wit papier boek nie. Dis lewend. Dis die lewende woord van God. Ons het nou die hele woord deurgelees in hierdie week. En wat jy sien is, jy sien God se skepingskrag van Genesis af. Jy sien sy geduld en sy trou deur die woestyn met hierdie nasie wat hulle rug konstant op hom draai. Stikkende mense. God bly getrou. Jy sien sy ongelooflike liefde en sy genade, en daai liefde en genade kry dan 'n gesig in Jesus Christus en dan in die evangelies. En jy sien ook dan sy finale oorwinning in Openbaring. Ons weet God is waarheid. God is liefde. God gee vir ons vergifnis, genade wat ons nie verdien nie. En hy gee sy woord vir ons. Hierdie woord wat lewe, hierdie woord wat inspraak lewer, hierdie woord wat die vermoë het om daai harde hart van jou te verander in 'n hart van vlees. Vir daai gedagtes wat die teenoorgestelde is van hierdie Kolossense, wat hardkoppig is, wat haat, wat
All of the above. In die begin noem hy daai goed. Daai gedagtes, daai mentaliteit, vat Christus en hy kom vernuwe dit. Hy kom maak jou deel van sy liggaam. Hy maak dat ons anders dink, anders redeneer. Hy woon in ons en werk deur ons. Ons is Christus se liggaam. Ons is die kerk, die gebou, die tabernakel waar God huisves, waardeur hy werk. Die vraag is, gaan ek en jy hierdie skat vat, die Bybel, gaan ons omvat, en gaan ons toelaat, dat hierdie eerstens die waardevolste besitting in my lewe word. Die waardevolste besitting in my lewe. Gaan ons toelaat, dat ons God ontdek deur hierdie woord. Want hy openbaar homself deur hierdie woord. Gaan ek net aanhou verse of the day lees, of gaan ek gaan soek wie God is? Want hy openbaar homself. En dan gaan ek toelaat, dat hierdie woord my lewe verander. Gaan ek toelaat, dat hierdie woord my denke verander. My aksies verander. Want as ons dit besef, dan kan ons dankbaar wees vir hierdie woord. Hierdie woord kan 'n klomp goed wees vir baie mense. Maar hierdie waarhede is dit is die waardevolste skat wat jy in jou lewe gaan kry. Dit is hoe God homself openbaar aan ons. En dit het die hele potensiaal, alle vermoë, om jou lewe te verander, sou jy toelaat dat God in jou lewe woon. Dat hierdie woord van God huisves in jou hart, in jou lewe. As jy toelaat dat God se woord jou verander. Hoe doen jy dit? Jy submit. Jy sê, Here, U is my Vader, my Verlosser, my Here, my Redder. U is my koning. Ek sal U dien. U word my alles. Ek submit. Ek is onderdanig aan U. Dan sal jy besef hoe hierdie woord jou lewe verander. Maar baie keer wat sonde doen nie teenoorgestelde. Sonde sê, Here, U moet my dien. U moet my help. U moet vir my gee. U moet vir my seën. Dis hoe ons gebed klink. Dis wat sonde doen. Sonde maak my groter as wat ek is. Sonde maak dat ek meer dink van myself as wat ek behoort te dink. Sonde maak dat God my dienaar word. Die Here moet die altyd vir my service, vir my dien, vir my gee, vir my seën. As ek besef, hy is my koning en ek is sy dienaar, Paulus noem homself later, dit is 'n slaaf van Christus. As ek besef, ek is Christus se slaaf, dan gaan my gebed en my houding en my gedagtes verander. Here, wat kan ek vir U doen? Here, wat is U wil? Waar wil U my plaas en ek sal gehoorsaam wees? Wat wil U hê moet ek sê en ek sal dit doen, ek sal gehoorsaam wees? Waarheen wil U hê moet ek gaan en gaan gee? Ek sal dit doen, ek sal gehoorsaam wees. Dan gaan hierdie huisves 'n realiteit word in jou lewe, as jy onderdanig word aan die koning. 2:3 moet ons onthou. Ons is dankbaar dat God sy woord vir ons gee en dat dit 'n openbaring van God aan ons is. Ons is dankbaar wees dat ons hom kan ken deur die woord en dankbaar dat sy woord ons kan verander. En ook hierdie wat Jesus sê, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Ons moet dankbaar wees dat ons Jesus kan ken. Deur hierdie Bybel, hierdie woord wat so alomteenwoordig is in ons daaglikse lewe. Op die foon, op die tablet, op die rekenaar, fisiese kopie, enige taal, as jy Duits lekker lees, jy het hom in Duits. As jou moedertaal Afrikaans is, hand jy al die vertalings in Afrikaans. Niks keer ons nie. Mag ons besef dat dit is 'n waardevolle skat. God openbaar homself en mag ons besef dat hy wil ons lewens kom verander. Kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om U te kan ken.
Here, dankie vir die genade wat U ons bewys aan die kruis. Dat U vir ons die lewe en die lewe in oorvloed gee. Dankie Here dat U self aan ons openbaar en dat ons U kan ken. Dankie Vader dat ons U wil kan ken. En Here, dankie dat ons dienaars kan wees van U. Dat U nie rug op ons draai nie. Dat U ons elkeen roep op ons naam, dat U ons red. Dankie Here dat U vir ons die lewe gee en die lewe in oorvloed. Here, dankie dat U self nie verborge hou nie, maar dat U vir ons die woord gee. Dat ons U kan ken. Dat ons ewige lewe kan hê. Here, mag U woord ons lewens verander. Amen. Kan ek so 2 maatjies asseblief vra om gou te help met kollekte? Direk daarna gaan ons